Die tema, kom Jesus, Jafashua, soos 'n dief in die nag, wat sê u? Ja, prof, dis wat ons pastore reg deur die wêreld, protestant, katolieke en jou charismatiese pastore, wel die katolieke het priesters, hulle preek het. Jesus kom soos 'n dief in die nag. Nou, vir die Javiste wil ek sê, jy gaan heel wat hoor, jy gaan hoor, ek verwys heel wat na Jesus, omdat ek ook met die wêreldsmense, as ek sê wêreldsmense, met die protestante mense deel daar, wat nog nie tot die geopenbaarde name gekom het nie. So kom ons verdra mekaar ter wille van die bruid wat tot voltalligheid moet kom. Die mag van die leuen. Eerstens word daar vir gerieflikheidshalwe vergeet hoe maklik sekere geestelike hedendaagse leuns so gou as godsdienstige teologie aanvaar word. Godsdienstige leuns. Al wat moet gebeur is dit moet net vir 'n tyd lank op die sosiale media geadverteer en vertel word of oor gepraat word en dan skielik word dit die norme van meeste van ons hedendaagse godsdienstige mense en die stelsels, godsdienstige stelsels vir die tyd waarin ons nou in 2025 leef. Dis so maklik. Die invloed van die internet. Ek gee elke keer 'n opskrif, want uit die opskrif uit antwoord ek, dis amper soos 'n vraag van vir myself die vraag. Die invloed van die internet in hierdie 21ste eeu is dit juist die invloed van die internet wat globale godsdienstige gemeenskappe onmiddellik bereik. Die leuns val net op social media, het sy TikTok, het sy YouTube, het sy wat ook al. Dis net daar, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, en vernaam Facebook, en daar is die goed. Waar alles voorheen in koerante en tydskrifte gedruk en geadverteer moes word, om relevant te word, gebeur dit vandag met die druk van 'n paar knoppies op my rekenaar of my selfoon en onmiddellik is dit vir almal beskikbaar. Of dit leuns of waarheid is, dit gebeur. Oningeligte pastore, predikante en predikers van ons tyd, omdat die vak eskatologie self tot ooit deel van meeste godsdienstige instansies se kurrikulum, dis hulle Bybelskool leerplan, vir hulle studente uitgemaak het, word die pastore, predikante en predikers aan hulle lot oorgelaat om self hul weg uit hierdie geestelike korruptheid, godsdienstige strukture te vind. En daarom is dit vir Satan so maklik om godsdienstige, New Age, onbybelse leuns van die internet op hulle kansels te laat kan val, waar hierdie godsdienstige snert dan as preke aan ongeligte gemeentelede as die waarheid verkondig word. En dis hoekom ons oor dit praat vanaand, juis oor die gedagte, kom Jesus of Jafashua soos 'n dief in die nag. Nou gaan ek bietjie praat oor die geestelike bloedstroom. Omdat meeste katolieke, protestante en charismatiese mense by die gehoor gestreel wil word, is dit so maklik dat hierdie okkulties geïnspireerde leuns, soos die wegraping, wat nou op 23-24 September 2025, tydens die Feast of the Trumpets, fees van die trompette, gaan gebeur. As die waarheid in die geestelike bloedstroom van hierdie oningeligte mense beland, om dit nooit weer daaruit te verwyder nie. Is dit die natuur? Dit natuurlik is die natuur van die mens om altyd eerder in sonde te wil leef en leuns te wil glo, as om die bo-natuurlike geopenbare waarheid te glo. Dis so maklik dit is. En daarom het Adam en Eva so maklik in sonde verval, wat dan die dood oor die mensdom veroorsaak het. Sonde veroorsaak die dood. Ons is besig om in 'n fase in te gaan, daar's verskillende predikers wat verskillende dinge sê oor 23/24. Hulle kan nie eers sê of dit die 23ste is of die 24ste, either or, of die een of die ander. Jy sien hoe cover hulle vir hulle self. My man verskoon, ek gebruik 'n paar Engelse woorde hierso, wat dit baie makliker maak vir almal om te verstaan. So hulle is nie eers seker wat 'n dag nie, maar hulle sê die wegraping gaan plaasvind 23 of 24 September. Onderskei die waarheid van die leuen. In hierdie 21ste eeu is dit uiters noodsaaklik dat elkeen van ons die geestelike vermoë moet ontwikkel om die waarheid van alle leuns te kan onderskei. Dis 'n geestelike gawe.
Die rede dat hierdie geestelike vermoë nie werklik in sekere mense ontwikkel het nie, is dat gedurende die laaste 50 jaar, ek praat in my tyd, Christelike mense so afhanklik van hulle pastore en predikante geword het, dat hulle meeste van die tyd nooit meer self Bybelstudie of woordondersoek kan doen nie. En dit het veroorsaak dat mense, wie al aangaande die tyd pastore en predikers moes gewees het, geestelik so passief en ononderwikkel is, dat hulle nog nooit self geleer het om hulself geestelik te voed met die woord nie. Hulle moet elke week gevoed word, en dit is hierdie ongeestelike vermoë wat Satan met sy nieuwystravante uitbuit om onbybelse teologie en leuns in meeste kerke en godsdienstige instansies in te voer.